Loof die Here. Amen. Die Here is goed, hy is altyd goed. Ek het vanoggend nie die skrif opgesit omdat dit 'n relatief belangrike stuk is wat ek wil lees, maar ek wil tog uitnooi om, as jy jou Bybel het om saam te lees, as jy dit op jou foon kan oopmaak, maak jy dit op jou foon oop. Ek gaan van Esegiel lees, Esegiel 37. Esegiel die 37ste hoofstuk. Kom ons sit so vir 'n oomblik in stilte, maak ons oor toe, Here. Here, dankie vir genade. Here, dankie vanmôre vir u woord. Here, dankie dat dit so om heel tyd dat u woord sal nie leeg terugkeer nie, sonder om te doen wat u welgevallig is. Dankie, Here. Die lof en die eer kom u toe, Here. Here, dankie dat ek vanmôre 'n instrument in die hand kan wees. Sê Here, kom bereik u toe in elkeen van die kinders se lewens, in elke siel vanmôre se lewe wat hier is. Dankie, Here. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek is seker van meeste van die 3 gedeelte al gehoor. En ek wil weer terug gaan na Efesiërs 2 toe, wat ook net wat sê, dat ons weet, want julle is uit genade gered. As jy vanmôre in Christus is, en jy is wedergebore, wil ek vanmôre sê, jy kan vir een langs jou sê, jy is uit genade gered. Jy is uit genade gered. Deur die geloof, en dit nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God. Nie uit die werk, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Sommige net weer so herinnering van Efesiërs, die 2de hoofstuk vers 8 tot 10. Moet lees vir Jesus. Esegiel vanaf die eerste vers. Nou, miskien moet ek net vinnig agtergrond hier gee. Dis in 'n tyd wanneer Israel voel maar hulle is uitgekleed, wanneer Israel voel maar hulle is moedeloos, hulle is neergedruk, hulle is in ballingskap, en dinge gaan net rof, en is die vraag, soos wat hulle hoeveel keer gemurmureer het, Here, hoekom het jy ons uit Egipte uit, daar het met ons lekker gegaan, daar het met ons goed gegaan, maar dit was 'n valse goedheid gewees, absoluut 'n valse goedheid gewees. Hulle verlang terug na die vleispotte van Egipte, maar eintlik is my vraag net, sou die slawe ooit regtig van die vleispotte geniet het? Of was daar 'n valse vorm van sekuriteit gewees, waarna hulle terug verlang het? Lees weer vanaf vers 1, hy sê, en die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die gees van die Here, en my neergesit in die laagte, en dit was vol bene. Die Here wil ek vanmôre vir sê, vir Esegiel hê, en hy vat hom vir hom iets te gaan wys. Hy gaan wys hom iets om hom wakker te maak, want hy wil 'n boodskap vir die volk gee. Vers 2 staan geskrywe, en hy het my by hulle laat verbygaan, na alle kante toe, en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor die bene en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. Hoor die woord van die Here. So spreek die Here tot hierdie bene. Kyk, ek met die hoofletter, ek bring gees in hulle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat opkom, en 'n vel oor julle trek, en julle gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word.
en julle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was, en sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis, en kyk, 'n beroering. En die bene het nader gekom, elkeen na sy been. Toe kyk ek, en daar was seenings op hulle, en daar het vlees opgekom, en 'n vel is bo oor hulle getrek. Maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mensekind, en sê aan die gees, so spreek die Here, Here, kom aan in die 4 windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het, en toe die gees in hulle inkom, het hulle lewendig geword, en op hulle voete gaan staan. Onsaglike groot leeu. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here, Here, kyk, ek sal julle grafte oopmaak, en julle uit jou grafte laat opkom, oor my volk, en ek sal julle bring in die land van Israel. Hierdie woord was spesifiek op daardie stadium vir Israel gewees, maar ek wil tog vanmôre met jou praat daaroor, ek wil dit deel vanmôre met jou, dat die Here vanmôre met jou en met my praat. Ek wil vanmôre sê, ek kyk hierna en ek besef dat die kerk daar buite, die kerk is so besig met dinge, maar my vraag is vanmôre, is die kerk besig om te doen wat God vra? Of die kerk besig om mense na gehoor te streel? Is die kerk besig om te sê, luister nie, as ek al net gaan bedien en preek wat jy wil hoor, dan weet ek my kerk gaan vol wees, of is ons besig om waarlik waar geregtigheid vir die mens te gee, die evangelie van Jesus Christus. Jy sê, ons beweeg in 'n tyd in waar dit voel vir my dit raak gevaarlik, maar hy skrif hoeveel keer die laaste tyd het opgekom, wat sê dat die vrees vir 'n man spanne stryk. Jy sien, en as ons, as kinders van die Here, vir mense begin bang raak om die evangelie, die ware evangelie te gee, wat gaan gebeur? En ek wil vanmôre vir jou vra, in jou eie lewe wil ek vanmôre vir jou vra, wat gebeur as jy hierdie stuk lees? Wil jy dat jy vanmôre moet verstaan, jy is ook deel, as jy in Christus vanmôre is, en jy is vanmôre wedergebore, jy is deel van die liggaam van Christus, is dit tyd dat die liggaam moet begin beweeg. Jy sien, jy was nooit gered, jy word nooit gered, net om te sê, ja nee, ek gaan hemel toe. Ek is nou alright, jy weet, ek dink ek gaan nou hemel toe. Dit was nooit God se plan gewees nie. God se plan was verhouding gewees, maar God se plan was om te weet dat die koninkryk op aarde uitgebrei moet word. Dawid bid en sê, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Die Here is heilig. Die Here is nie ons maatjie nie. Die Here is nie die ou baas daarbo nie. Die Here is nie die ou groot nie. Die Here is nie een of ander ou baas wat jy kan sê, nee, hy is God. En ek wil vanmôre sê, daar's baie mense wat nie wil verstaan en nie wil hoor dat ons moet die Here vrees met 'n agting. Nie met ek is bang vir die Here, kan nie met hom praat nie, want ek wil vanmôre vir jou sê, omdat ons in Christus is, sê die woord kan ons met 'n vrymoedige hart na die troon van genade gaan. Maar die woord sê dat ons moet heiligmaking nastreef. Dit is sy wil vir jou en my lewe, is heiligmaking. Ek wil vanmôre vir jou sê, miskien is dit iets anders, maar God se eerste wil vir ons, vir jou en vir my in hierdie lewe, is nie sukses soos die wêreld dit sien. Heilig maak, is verhouding met hom. Hy wil met jou praat, hy wil met jou tyd deurbring. Hy wil hê jy moet vir hom sê, Abba, lei my, maak my soos wat U my wil hê. Verander my. Daarom moet ek en jy vanmôre as ons hierdie woord hoor, moet ons die vraag vir onsself vra, waar is die dooie been in my lewe? Waar is die dooie bene in my lewe? Jy sien, hier is die volk van Israel, dis God se volk. Maar hulle bevind hulle op 'n plek
Waar hulle voel, maar hulle voel hulle is uitgekleed, hulle voel hulle is verslaan, hulle voel hulle is in ballingskap, hulle voel, waar is die Here? Here, waarom het hy ons verlaat? Here, waarom het hy ons by hierdie plek gebring? Vanmôre vir jou sê, so nou dat het genoem ook net, sonde verhard die mense hart. Sonde, die pad wat die vyand wil hê, wat ek en jy moet stap, wat maklik is om te stap. Want almal stap hom, die breë pad stap hom. Dit verhard jou hart, dat jy later God se hand in jou lewe nie meer sien nie. Dat jy afgunstig raak teenoor ander mense, en net die hele tyd wil kyk, maar wat het hulle, en wat het ek nie, en hoekom het ek nie dit nie, en waar is die Here, as hy nou so goed is, hoekom hoor hy nie vir my nie? Hoekom vanmôre sê die Here hoor jou? Die Here hoor jou, maar vanmôre word vir jou oulik jou hart. Waarom moet God jou en my vanmôre hoor? Is dit sodat ek en jy meer gerieflik moet leef? Is dit sodat ek en jy meer moet voel, maar alles is net in plek vir ons, en dinge is ons maklik? Of wil jy vanmôre die stem van die Here hoor, sodat jy heiligmaking kan nastreef, sodat daar weer lewe in jou binneste kan kom? Die mens se lewe voel soms dood, soos daai been. Ja, was jy op 'n plek gewees wat jy sê, Here, ek verstaan net, maak nie vir my sin. Hoor niks nie. Voel net vir my alles gaan en almal om my gaan goed en wat voel vir my hierdie dinge hak vas in my lewe. Ek wil vanmôre vir Here vra. Wanneer laas het jy met God gepraat? Wanneer laas het jy sy woord gelees? Maar ons hou daarvan om te sê, die goedertierenheid van die Here is tot in alle ewigheid. Is dit waar? Ja, dit is waar. Maar ek wil vir jou sê, soveel meer sal jy sy liefde beleef, wanneer jy in verhouding met hom staan, wanneer jy tyd met hom deurbring. Maar vanmôre jy moet die woord hoor, en jy moet besef, net soos wat God met Esegiel gepraat het, wat 'n profeet was, wat die boodskap vir die volk moes gaan gee. So praat God vanmôre met jou en met my. Jy weet, jy kan dit vir jouself gaan lees daar, maar as jy gaan lees in 1 Korintiërs 14, vers 3-4 rond, wat sê hy? Dan sê hy, die een wat profeteer, wat doen hy? Hy bring 'n woord wat stig, 'n woord wat troos, 'n woord wat bemoedig. Baie keer kind van die Here, nou hoor ons hierdie ding van, iemand profeteer, maar dan raak ons sommer, ek sê nou is asof die mense, die ouens raak nou te hoog heilig, nou moet ons 'n keer pad. Ek wil môre vir sê, God het jou gemaak om in 'n bo-natuurlike verhouding met hom te staan. In 1 Petrus kan jy dit gaan lees ook, of 2 Petrus, kan jy dit gaan lees ook. Dis wat die Here sê, dis 'n belofte wat die Here eintlik gee. 2 Petrus 1 vers 4, dan sê hy vir ons, hy praat daar, sê hy, wanneer hy vir ons hierdie kosbare beloftes geskenk het, sodat jy daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. God wil hê dat jy in 'n bo-natuurlike verhouding met hom moet staan. God wil met jou en my praat. Hy's elke dag daar. Hy wag net vir ons. Hy wag vir jou en vir my om vir die dooie been daar buite te gaan lewe gee. Hoe? Wat doen Esegiel? Wat doen Esegiel? Die Here vat hom en hy sê vat hom daar oor en hy kan alles sien en hy sien net hierdie klomp droë bene. Wat sê die Here vir hom? Hy sê profeteer. Hy sê vir profeteer. Maar die mooi gedeelte, eintlik daar, hy kom eens, hy sê mense hy sê kan hierdie bene lewendig word. Ek wil môre vir jou sê, daar's dinge in jou lewe waar jy dood voel. Daar's dinge in jou lewe wat jy neergelê het. En dan net soos wat die Here vir Esegiel vra, Esegiel, dink jy hierdie bene kan lewe? Daar staan Esegiel en ek dink hy het mooi gedink. En hy het slim geantwoord en sê, Here, U weet. U weet wat U met hierdie bene kan doen. As situasies in jou lewe waar jy voel, maar jy voel dood. Daar's goed in jou lewe waar jy sê, maar hierdie gaan nooit weer opstaan nie. Hierdie gaan nooit weer werk nie. Jy kan vanmôre daai areas gaan uitsoek in jou lewe. En ek hou daarvan om altyd na by die huis te begin, want dis waar dit moet begin. Partykeer sit ons met hierdie dooie bene, en hierdie dooie bene is eintlik ons eerste verhouding met God. Dis die tyd wat ons met God wil deurbring. Dis die tyd wat ons met God wil spandeer.
En ek wil vanmôre sê die woord ook, baie keer gebruik ons die woord spandeer, maar spandeer is iets wat jy uitgee. Dis om tyd te belê in die Here. Maar die vyand wil vir jou sê, jy's besig om tyd te spandeer. Jy mors nou tyd, man, jy moet gaan slaap. Jy mors nou tyd, jy moet hierdie besigheidsdeel aan mekaar sit. Jy mors nou tyd, jy moet by hierdie vriende uitkom. Jy mors nou tyd, man, daar's 'n lekker partytjie wat wag. Jy mors nou tyd en dan dink jy om met God tyd te spandeer is 'n mors van tyd. Maar dis 'n belegging wat ek en jy moet maak. Want 'n belegging bring later rente. Hy lewer later vrug. Here, U weet. Of op jou môre sê as lewe, daar is nog lewe, daar is nog kans. Maar wat moes Jesegiel doen? Hy moes profeteer. Maar wat sê hy? Vers 4 sê hy: Dorbene hoor die woord van die Here. Of vanmôre vir jou vinnig sê, ons praat nie hier van een of ander positive thinking ding nie. Ons praat nie hier van, jy moet nie meer positief dink. Jy mag geen negatiewe woord sê nie. Nee, ek praat nie van dit nie. Ek praat vanmôre van ons moet woord. Ons moet woord spreek. Ons moet lewe spreek, want Jesus sê vir ons, in die woord, dink in Jesaja, dit Psalm 55, en sê, sy woord sal nie leeg terugkeer, sonder om te doen, wat hom welbehaaglik is. Dis 'n belofte wat God vir jou en vir my gee. Sy woord sal nie leeg terugkeer nie. Dit is wat gebeur. Jesegiel begin en hy tree in gehoorsaamheid op. Jesegiel kom sê, ek weet, ja, ek is seker van hierdie bene kan weer lewe kry. Ek is seker daarvan, ek sal maar verhou om te sien hoe hierdie bene weer lewe kry. Maar dit sou niks verander het nie. Dit sou niks verander het nie. Hy moes doen wat God gesê het. Hy moes gespreek het. In vers 7 sê hy, toe het ek geprofeteer soos my beveel was. Die moment Jesegiel begin en hy doen wat God vir hom vra en in gehoorsaamheid optree, wat gebeur? Ek wil hê jy moet dit hoor, want ek wil hê dat jy in jou eie lewe, en ons gaan nou stil raak, en dan wil ek hê, jy moet daai droom bene in jou lewe gaan aanspreek. Want wat gebeur toe jy gehoorsaamheid staan? Jy weet wat se goed wat by jou opkom op hierdie oomblik. En ek wil vir jou vanmôre sê, en hy sê, sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis, en kyk, 'n beroering. Daar het iets begin gebeur. Dit laat my so dink aan die skrif wat sê, and the Spirit of the Lord hovered over the waters. Jy sien, en dat iets gebeur, en God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Jy sien, baie keer wil jy hierdie goed uit jou vlees, dat jy wil positief wees, jy gaan nooit wees so nie, ek weet hier is verkeerd, ek weet ek moet nie so nie, ek wil vanmôre sê, wat sê God? God sê, heilig maak. God sê, soek my aangesig. God sê, moenie in 'n tradisie vasgevang word, en sê, maar my godsdienst het my so geleer. Om vry en vir Here, ek weet, dat jy het my deel gemaak van die liggaam van Christus. Maar ek voel 'n bietjie dood. Wat is jou gawe vir my? Wat is jou gawe? Jy het 'n gawe. Jy het 'n gawe. Jy is so bang om dit te sê. Jy is so bang om dit te uiter, want wat gaan mense nou sê as ek sê, ek dink dis my gawe. Ek weet jy wat ek jou gawe, ek het so begeerte in my hart. En vanmôre sê, dis mense wat die sulke sê, ek baie keer al gehoor mense bid in tale, en as dit so, jy begeerte om dit te wil hê. As al ander mense wat sê, jy, wat maak hierdie mense? Lees die Bybel. En besef ons is 'n gawe van die Heilige Gees. Dis 'n gawe wat God gegee het. Gawe van gesondmaking. Wat is die talent wat God vir jou gegee het? En ek wil vanmôre sê jou gawe, luister mooi,
Die gawe wat jy van die Here ontvang, niks met jou geestelikheid te doen. Ek sê, baie keer dan kry dat dan sal mense wat die gawe ontvang en van totale bid en ander is dat dan eers gevra, maar ek het nog nie ontvang nie. Dan laat mense ander mense wat sy regte woord klein voel, minderwaardig voel. Jy sê die beste gawe wat jy vir ander kan gee, is die gawe van Jesus se liefde. Jesus se liefde, Jesus. Nie vanmôre gaan ons praat oor, kom maar op, jy sit met goed in jou hart. En jy voel, jy is die Here lê op jou hart om goed vir mense te doen. Mens bang. Baie keer is mense weet waarvan ek en jy kom. Hulle weet waar ons gefouteer het in die verlede. Daar is 'n punt waar jy sê, so mooi, wat dan weer aan in Johannes 1 ons ook sê, dan sê hy dat hy is getrou en regverdig. Hy sê, as jy berou het, vergewe, vat het weg. Vat het weg. Dis nie Esegiel moes in gehoorsaamheid staan. Die moment toe hy doen wat God van hom vra, toe kom daar 'n beroering. Hy moes dit uitspreek. Hy moes oor dit praat. Hy moes lewe spreek. Hier kom hierdie bene by mekaar, die vel als by die woord van die Gees was nog nie daar. En toe ek dit lees, die besef ek net weer opnuut. Dieselfde wat ons in Genesis 2 vers 7 kry. God het die mens aan mekaar gesit. En wat doen hy toe? Hy blaas 'n asem in hulle neusholtes, deur hulle lewende siel word. Hulle lewende siel word. Jesus maak vir ons die weg. En Jesus gee vir ons dat ons kan word 'n lewegewende Gees. Jesus het die prys betaal sodat ek en jy 'n verhouding kan staan. Dat ons die koninkryk, die Here my en jou in die koninkryk wil bereik. En jy het 'n taak, jy het iets om te doen, daar's goeie werke vir jou voorberei. Jy moet dit opneem. Jy moet luister na wat God met jou praat. Jy moet sy woord moet jy lees, sodat jy woord het om te kan spreek. Ek sê weer, daar is nie om te sê, luister iemand, ons moet net positief wees. Weet jy wat, ons moet net daar wees vir mekaar. Weet jy wat, ons moet doen, nee man, dit gaan weer beter gaan. Nee, sê weer die Here is my herder. Hy lei my na groen weivelde, na waters daar waar rus is. Ek weet die Here is my God. Ek weet die Here is die wat my nuwe krag gee, want die woord van die Here sê in Jesaja, kom na my toe. Hy sê, hy gee die vermoeides weer krag. Hy versterk hulle. Hy sê selfs jong manne sal struikel, sal val, want die wat op die Here wag, sal nuwe krag ontvang. Dankie Here dat U my nuwe krag gee. Here, dankie dat U my vrede gee. Dankie dat U my deel maak van 'n goddelike natuur. Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Wil jy vanmôre rus hê? Wil jy vanmôre rus hê? Vanmôre sê, jy kan maar jou hand opsê, steek jy as jy vanmôre sê, ek voel vermoeid en belas. Die jaar het skaars begin. Wie voel vanoggend 'n bietjie vermoeid en belas? Kom ons wees eerlik, kom ons hou om so geestelik te wees, dat ons so bang is om te sê wat ek ervaar. Want as ek dit mos nou sê, dan erken ek en dan sê daar vanmôre vir sê, kom ons erken teenoor mekaar, en kom ons begin bid vir mekaar. Kom ons begin en dan uitspreek en sê ek bid vir jou, want ek weet die Here sê hy sal vir jou rus gee. Jy sê kom net by my toe. Hy beloof vir jou nuwe krag. Hy beloof ook om vir jou te voorsien in al die behoeftes. Filippense 4 vers 19 sê, en my God sal in elke behoefte van julle vervul na die rykdom in sy heerlikheid deur Christus Jesus. Kom ons sê Here, ek ken my behoeftes. Maar dankie Here dat ek op hierdie skrif kan staan en sê Here, U sal in elke behoefte van my voorsien. Jy hoef nie vanmôre te sê, weet jy wat, ek gaan in die boksie bly. Ek gaan maar net so aanhou. Ek vanmôre vir jou sê, begin lewe spreek in hy doodsbene. Begin weer op die punt kom waar jy sê, Here, ek vertrou U. Want Here, U het gesê, ek hoef nie te vrees nie, van die woord van die Here sê in Spreuke 1:33, maar die
wat na my luister sal veilig woon en gerus wees teen die skrik van die onheil. Here, dankie dat U my vrede gee. Begin hierdie goed in jou lewe in te spreek. Dan soek die skrifte in die woord. Op beloop vir jou vrede. Wat sê Jesus in Johannes 14? Hy sê, my vrede laat ek vir julle na. Here, dankie dat ek kan vrede hê in 'n wêreld wat vol moeilikheid is. 'n Wêreld wat vol onheil is. Sal ek vrede hê in U. Die Here beloof dit. Dat as jy met jou mond bely en jy met jou hart glo, dat hy jou uit die dode sal opwek en hy jou red. Jy in hart, Here, ek wil die voorbeeld stap wat U vir my gelos het. En vanmôre vir sê as 'n belofte wat sê dat hy jou vergewe. Ek het dit nou aangehaal, maar in Johannes 1 hier gesê, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dis die beloftes. Here, dankie dat U my vrygemaak. Here, dankie dat ek weer vas te kyk en wat ek gister was. Dankie dat ek nie meer vir myself hoef te vas as mense vir my sê, onthou jy, man, jy daai pad so gestap, onthou jy hoe jy daai doen en baie. Ken nie meer daai ou nie, want Jesus ken ook nie meer. Maar die woord sê, hy dink nie meer daaraan. Hy maak jou vry, van alles. Luister hier dan. Romeine 6:23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genade gawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Dis 'n belofte wat ek kan staan. Jy kan maar weer gaan kyk ook, daai skrif kom my op, dat sê in Romeine 5:3 en 5:8, wat hy sê, toe ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf. Jy hoef nie perfect te wees, en dan sê, nou kan ek by Jesus aankom. Kom soos jy is, met al jou moeilikheid, al jou nonsens. Kom by hom. Kom met hom. Jy sit vanmôre, jy sê, maar Pieter, ek stap 'n lang pad al met die Here, ek weet dit. En dit is goed so, maar moet jy nooit dink, jy kan nie nog groei. Nooit verval in hoogte. Nou, dat sit en bid en ons, kom hierdie ding met my op. Weet jy wat veroorsaak die doodsbene baie keer in jou en my lewe? Hoogmoed. Hoor jy wat ek sê? Hoogmoed veroorsaak hierdie doodsbene in jou lewe, want jy sê, ek is alright. Nee, ek is ek nie. Nee, kyk, ek bid, die Here weet, ek bid baie. Nee, ek sal nooit in daai struik val nie. Nee, ek sal nooit dit doen nie. Nee, ek sal nooit so. Hoogmoed is 'n gruwel op God se oë. So wanneer jy kyk na 'n ander siel wat geval het, jy genade. Die woord sê, as daar iemand is wat geval het, moet jy met 'n sagmoedige gees reghou. Wat beteken daai sagmoedigheid? Gesag onderbied. Soos die Here wil. Die woord sê, pas op dat jy nie self in dit val. Maar help hierdie persoon. Moenie dink jy is beter. Want ek en jy kan nie sê, ons sal nooit. Dis deur die genade. Paulus skryf so mooi, dat sê die genade van God is dan in Openbaring 21:7 sê hy wat oorwin, sal alles beerwe. En ek sal vir hom God wees, en hy sal my seun wees. As 'n belofte van die ewigheid sal hy doen. My gebed is vanmôre dat ons kan 'n oomblik stil raak en weer geleentheid gee. Net die musiek so 'n bietjie speel en bietjie anders sit en dan naby is praat jy met hom. Jy praat met die Here en jy begin lewe spreek. As jy kan onthou, 'n skrif onthou, haal jy daai skrif aan. Miskien is daar een skrif wat jy vanmôre wat jy onthou. Miskien kan jy sê soos wat Jesegiel gesê het nie. Here, maar die woord sê so. En die moment toe hy die woord aan. Jesus het dieselfde gedoen. Wat het hy gedoen? Hy het gesê daar staan geskrywe. Hy wil hom versoek en daar staan geskrywe.
Kom ons raak vir 'n oomblik stil, maak jou oë toe. Spandeer tyd en dan gaan ons dan naamlik net hê ons moet daar nie vra om dit ons te speel. Wat daai het ons nou dan ook sê van you are worthy of it all. En dan alles volg. Kom ons luister dit, kom ons bid vir die Here, ons gee vir ons, because he is worthy of it all. Thank you, Jesus. Here, dankie dat ons vanmôre net dit kan voor U bring. Sê Here, U is waar dat dit alles. En soos wat die lied sê, that incense arise. Here, dat ons gebede dag en nag opgaan, Here. Dat ons bid sonder ophou, soos wat die woord in Tessalonisense sê. Here, vanmôre wil ons ook saamkom, Here, U weet vanmôre wat is die dooie wede in mense se lewens. U weet vanmôre wat aangaan. En ons spreek lewe. Ons wil nie hierdie dooie wede na sê en te spreek. Ons wil vanmôre sê, Here, dankie vir lewe. Dankie, Here, dat U asem inblaas. Here, dankie dat ons vanmôre kan sê, Here, dankie dat U nuwe lewe gee. Here, ek wil vanmôre bid, Here, mense se omstandighede. Ek wil vanmôre terwyl ek dit bid, Here, bid ek wat aan die pad gevra het, ook Here, dat ons sal bid vir mense wat al by PE wat sonder krag, sonder water sit en dat hulle praat van tot 2 weke kan dit so wees. En ek bid vanmôre, Here, dat U bonatuurlik ingryp. Here, as ek kyk na ons land en kyk na die dinge in die wêreld, Here, dan weet ek vanmôre moet ons uitroep na U. Ons knie buig voor U en sê, Here, kom verander ons gedagtes. Here, kom verander die manier wat ons dinge doen, Here. Here, ons bid vanmôre vir bonatuurlike ingryping daar, Here. Ek bid vanmôre, Here, dat mense nie sal moedeloos raak, Here. Ja, Here, dankie dat ons vanmôre kan uitroep en lewe spreek, Here Jesus. Dankie dat ons bid vanmôre vir wysheid, vir insig, vir kennis wat nodig is om goed te herstel moet word. Dankie, Here, dat ons vanmôre kan bid, Here, dat elkeen wat vanmôre hier is en gehoor het, iets gehoor het van wat U sê, Here, dat hulle sal gaan stil raak en dit voor U gaan gee, dat hulle sal skrif op besit en sal sê, ek profeteer oor die area in my lewe. Dankie, Here, dat U in elke area van my lewe sal voorsien na die rykdom van die heerlikheid, Here, in Christus Jesus. Here, dankie dat daar vir my vrede is in Christus Jesus. Here, dankie dat daar vir my nuwe krag is. Dankie dat daar vir my rus in U is, Here. Dankie, Here, dat U my vat na groen weivelde toe, na waters daar waar rus is. Dankie, Here, dat U my hart verander, dat ek anders sal vergewe, net soos wat ek graag begeer dat U my moet vergewe. Want die woord, Here, sê dat U kan ons nie vergewe as ons nie vergeef nie, Here. Daarom gee ons ook daardie ou vas, gee ons aan U vanmôre, sê, Here, ek kies om dit nie meer vas te hou nie. Ek kies om dit nie meer vir my te hou nie. Ek gee dit vir U vanmôre. Ja, Here, ek loof vir die prys vanmôre, die lof en die eer, Here, kom U toe, Here. Ons loof U, Here. Ons prys U naam, Here. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Dis die antwoord op daai goed van dooie bene is wat ek kan sê. Ek gaan dit aanspreek, ek gaan met die woord van die Here inspreek. Ek sê begin dit oefen, begin dit doen. Begin skrif te bid. Want die woord sê sy woord sal nie leeg terugkom. Ons gaan afsluit met 'n laaste lied en terwyl ons hom sing, kan ek jou uitnooi op Paulus en tiendes en voor die mic te kom gooi. En naamlik vir sê, as jy uitgaan, moenie uitgaan wees, ek het nou net iets ontvang vir myself. Gaan bid daaroor en vra die Here, wat moet ek doen? Wat is deel van die liggaam wat ek gaan doen, sodat ek sal weet, dat ek moet gaan vrug dra. Ek kan nie net hier staan en sê, weet jy wat Jan, die Here het my nou gered, die Here is nou besig met my, nee, ons moet iets gaan doen. En ek wil vir jou sê, nooi iemand saam, bring iemand saam. Kom ons begin as liggaam van Christus te beweeg. Soos die Here van ons dit oorbring. Na die tyd sal daar koffie en tee daar agter wees en koekies ook. En ja, mag die Here jou seën en jou vrede gee. Kom ons maak klaar met I'll praise in the valley, praise in the mountain, on the mountain. Kom ons staan saam.